Hartlik welkom by vandag se begeleide gebed. Vanoggend is die uitnodiging nie eerstens om iets te doen nie. Jesus nooi jou nie om iets te wees of iets te doen nie. Hy nooi jou heel eerstens om naby hom te wees, by hom te wees. Dis wat dit beteken om hom te volg. Lukas 9 vers 23 nooi ons te sê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. So uit die aard van die saak, toe Jesus hierdie woorde gesê het die disippels nog nie geweet hy gaan aan die kruis sterf nie. Maar die kruis het natuurlik vir hulle betekenis gehad. Hulle weet, die Romeinse kruis het beteken 'n totale oorgawe. Wanneer iemand sy kruis dra, is dit nie meer iemand wat kan aanspraak maak op iets wat hy wil hê nie. Dit is oorgawe. So toe Jesus gesê het, neem op jou kruis, het hy nie mense geroep om swaar te kry nie, dis nou nie die eerste ding nie. Hy het hulle genooi om hom so te vertrou, dat hulle bereid sou wees om hulle eie wil, hulle eie ek, dit waarop ek en jy dink ons aanspraak op het, te laat gaan en dit onder sy heerskappy te plaas. En let op, hierdie woorde kom ons eerste. As iemand agter my wil kom, die kruis kom na hierdie uitnodiging. Ons dra nie die kruis om Jesus se liefde te verdien nie. Ons neem dit op, omdat ons reeds deur hom geroep is en reeds deur hom geliefd is. So hierdie woord, hierdie Griekse woord vervolg, beteken om naby aan iemand te bly of naby aan iemand te stap. Die fokus is nie soseer die kruis nie, en om dit alleen te doen nie, maar die persoon wat voor jou loop. Die Heilige Gees wil ons help om naby aan Jesus te bly. Ek wil jou nooi vandag om ook deel te neem in hierdie gebed. Herhaal agter my, Here, ek wil U volg. Here, ek wil U volg. Here, nie my wil nie, maar U wil. Nie my wil nie, maar U wil. Gee my moed vandag om getrou te wees aan U. Gee my moed vandag om getrou te wees aan U. Ek wil jou ook nou nooi om vir iemand te bid spesifiek. Miskien kan ons begin deur om te bid vir mense reg oor die wêreld wat 'n hoë prys betaal om Jesus te volg. Here, ons kom bid vir U kerk wat vervolg word, Here, waar daar nie vryheid is om U te kan dien, Here. Here, dra die wat moeg word, Here. Help hulle, Here, gee vir hulle krag, Here, vir die wat soveel moet opoffer om net op 'n basiese wyse U te volg, Here. Gee vir hulle moed, gee vir hulle krag, maak hulle dapper, Here. Here, ons bid ook vandag, Here, vir die mense in ons lewens wat ons weet voor 'n moeilike keuse staan. Gee hulle die moed, Here, om U wil te kies, bo hulle gemak. U wil te kies, Here, bo mense se goedkeuring. U wil te kies, Here, bo ons vrees vir mense. Here Jesus, dankie dat U ons nooi om hierdie pad saam met U te stap. Here, U het hierdie pad eerste gestap. U vra nie van ons iets wat U nie gedoen het of bereid was om te doen nie. U het U lewe vir ons kom gee, Here, en daarom kan ek my lewe met vertroue aan U toevertrou vandag. Leer my, Here, om elke dag my kruis op te neem. Nie uit skuld of dwang nie, maar uit liefde, uit hierdie verhouding wat ek reeds met U het. Wanneer dit iets kos om U te volg, Here, herinner my om naby aan U te bly. Wanneer ek bang is, Here, gee vir my moed. Wanneer ek swak is, wees U my krag, Here. Wanneer ek onseker is, laat my oë gefestig bly op U, want U is die een wat voor ons stap. Heilige Gees, vorm my hart om gewillig te wees, om Jesus bo alles te kies. Laat my lewe getuig dat Jesus meer werd is as enige iets wat hierdie wêreld vir ons kan bied. In Jesus naam, amen.